Element nommer 7, vas. Johannes die Doper se disippels kom eendag by Jesus aan en vra vir die Here, hoekom vas Johannes se disippels, maar sy disippels vas nie? En hierop antwoord Jesus hulle in Lukas 5 vers 35. Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word. Dan, in daardie dae, sal hulle vas. Dit is baie duidelik dat Jesus die verwagting gehad het, dat wanneer hy weer opvaar hemel toe, dat sy disippels weer sal vas. Dat ek en jy ook sal vas, al is hy nie daar nie. In Handelinge 13 vers 1 tot 3 lees ons hoe Paulus en die gemeenteleiers saam met die res van die gemeente van tyd tot tyd gevas het. Ons lees dat hulle gereeld gevas het. So dit wys vir ons dat die jong kerk en die gelowiges ook gevas het. Om te vas is 'n goeie manier om jou aandag ten volle te fokus op die Here. Wat belangrik is om te weet, is dat vas en gebed hand in hand gaan. Jy kan nie vas sonder gebed nie. Vas sonder gebed is eintlik maar net om jouself honger te laat ly sonder enige goeie rede. Ek wil jou uitnooi om in Matteus 6 vers 16 tot 18 te gaan lees al die voorskrifte wat daar is, wat Jesus vir ons gee, wat die vas betref. Gaan lees dit voordat jy verder gaan. En dan wil ek vir jou 5 verskillende maniere gee hoe jy kan vas. So, vas tipe 1 is die normale vas. Normale vas is jou gewone vas wat jy van son op tot son onder vas en net water inneem vir daardie dag. Wat jy wel moet onthou, wanneer ek vas is die fokus meer op gebed as wat dit is om honger te wees. So dis nommer 1. Nommer 2 is 'n gedeeltelike vas. Baie mense sal vir 'n tydperk iets uit hulle lewe uitsny wat 'n leemte maak, wat hulle daardie leemte dan vul met tye van gebed. Die derde tipe vas is 'n absolute vas. Baie mense vas vir 'n 24-uur siklus wat hulle niks eet of niks drink nie. Die vierde tipe vas is 'n gemeentelike vas, waar die gemeente saam 'n dag uitroep waarop hulle bid en vas vir 'n spesifieke saak. En dan die 5de tipe vas is 'n bonatuurlike vas. Dit sien ons eintlik het net Moses, Elia en Jesus dit gedoen. En hierdie is 'n 40 dae vas waar daar niks geëet of niks gedrink word nie. Nou, ek en jy moenie hierdie vas doen nie. Hierdie is nie 'n vas wat aanbeveel word in die skrif nie. Ek noem dit net hier vir die akademiese doeleindes dat jy weet daar is so 'n tipe vas. Maar nêrens in die skrif kry ons die verwagting dat die Here wil hê ons moet so vas nie. So asseblief moet dit nie probeer nie. Dis die 5 maniere van om te vas. Waarom is vas so belangrik? Wel, sien, wanneer ek vas en ek eet nie, raak ek honger. En dis wanneer ek honger raak, wanneer ek myself herinner om te bid. So, wanneer ek vas, gaan dit outomaties hand in hand saam met meer tye van gebed. En ek sê altyd vir mense wanneer hulle vas, onthou, elke keer wanneer jy honger raak, vat 10 of 15 minute en gaan bid. Want dit is wat vas wil doen. Vas wil jou aandag fokus op die Here. Dit wil vir jou meer gereelde gebedstye gee, sodat jy verdieping in jou geestelike lewe kan ervaar. So, ek wil jou uitdaag, want dit mag wees dat jy nog nooit in jou lewe gevas het nie. En indien jy nog nooit gevas het nie, wil ek jou vandag uitdaag om 'n datum in jou dagboek te skryf en 'n dag te vat en te vas van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand waar jy net water drink. Nou natuurlik moet jy met jou dokter raadpleeg of jy met jou gesondheidskondisies dalk mag vas met die medikasie wat jy drink. Maar as jy nie gesondheidskondisies het nie, man, pak dit aan, vat 'n dag. Vas, vat jou afdag en vas 'n dag en bid. En ek wil graag hoor hoe jy dit beleef. Stuur vir my 'n e-pos na johan@gesinskerk.co.za en vertel vir my jou storie van toe jy gevas het. Ek wil jou uitdaag om te vas. Dit gaan vir jou regtig 'n geestelike verdieping gee, ook in jou stilte tyd. Dit bring ons by element nommer 8, getuienis.